Armoede in ons volksgeleedere is definitief 'n brandpunt. En die 28ste Mei is dit die Wêreldhongerdag. Solidariteit help in 'n hand gaan dan ook tydens die dag 'n paar inisiatiewe loods wat hulle aanbied op die dag. Ek gesels nou met Renay Roux, sy is die media hoof hierso by Solidariteit help in 'n hand. Renay, wat beoog julle om te doen met die Wêreldhongerdag? Ja, kyk, ek dink die belangrikste punt eintlik vir my is wat ons moet doen, is ons moet met die volk kommunikeer, met ons mense kommunikeer en met ons gemeenskappe kommunikeer oor hoe belangrik, wat 'n brandpunt armoede in ons gemeenskappe is. Wat 'n brandpunt fisiese honger by ons kinders is. Nie net by ons kinders nie, maar by ons bejaardes en persone met gestremdhede ook. So dit is vir my die belangrikste boodskap wat ons wil oordra, is dat daar's fisiese honger en daar's fisiese armoede onder ons volk. Maar wanneer ons kyk na die holistiese pakkie, na die volle pakkie van die mens, na die volle pakkie van hierdie kinders, hierdie bejaardes en die persone met gestremdhede, dan sien ons dat armoede stop nie net by 'n fisiese armoede, stop nie net by 'n fisiese honger nie. Dit strek diep, dit strek na 'n emosionele, na 'n kulturele, na 'n geestelike armoede. En op die einde van die dag sit daai mens en daar's 'n stukkie van hom wat regtig nie daai welstand verdien of kry wat dit nodig het nie. En mens kan nou baie lank praat oor wat is hierdie armoede en wat se invloed het dit op jou as mens. Maar op die einde van die dag, wanneer mens na die volle pakkie, na die welstandspakkie van die persoon of na die kind kyk, dan besef jy dat daai legkaartstukkies breek af. Daai kind kry nie genoeg terapie nie. Ag, weet jy, ek het ons nou gesit te sê die een tannie vir my, sy's velhonger. En dan vra ek haar wat beteken dit? Sy sê vir my sy's honger vir 'n bietjie aanraking, vir 'n drukkie. Jy weet, en dan raak 'n mens so hard, want eintlik as jy dit nou mooi opsom, is dit daai geestelike armoede. Wat jy nou sê, die armoede kom in verskillende aspekte voor, net daai honger, en sy's velhonger. Sy kort 'n bietjie aanraking, bietjie liefde, bietjie 'n drukkie. En wanneer jy daai behoeftes sien in jou gemeenskap, is dit dan wat jy gaan aanspreek. En dit is juist so die 28ste Mei. Dit is 'n klomp goed wat ons deur die loop van die dag wil bespreek. Wat is fisiese armoede? Wat is Wêreldhongerdag? Hoekom is dit belangrik om dit onder ons gemeenskappe se aandag te bring? Maar ook, wat is die ander tipe armoedes wat in jou gemeenskap heers? En hoe gaan jy dit aanspreek? Nou kom ek vra gou vir jou, jy het dit nou gevra, wat is die ander tipe armoedes, waaroor julle gaan praat die 28ste? Ja, so ons fokus lekker op Help in 'n Hand se unieke waardeaanbod en dit is dan nou ons winkels, so dis konsessienetwerke van ek dink is al amper 130 winkels landwyd. Ek wil net vir die mense wat nie verstaan wat is 'n konsessie nie, dit is in Engels franchises. Ja, daar's hy. So dis ons winkels is so amper 130 landwyd in Suid-Afrika en ons kan nou lekker gesels oor dit ook oor hoe dit die gemeenskap help, maar dis een van die unieke waardeaanbiedings en dan is die opleidingsinstituut wat weer 'n ander tipe honger aanspreek en dit is nou daai eensaamheid en versorging, daai tipe armoede in 'n kultuur. Ek wil jou inmeng hier so gou vinnig by jou. Dis baie van ons Afrikaners wat nou vlug oor see, vlug, dis die vlugtelingstatus opsie aangryp, maar as hulle besig is om nou uit te beweeg, so weet hulle nie wat om met hulle inhoud te maak nie, hulle meubels, hulle klere, hulle bates wat hulle nie meer van ontslae kan raak nie. Hulle kan dit by ons winkels gaan aflaai, is ek reg? Ja, jy kan net ons winkel.co.za soek op die internet en dan daar's een, soos ek sê, om elke hoek en draai, so daar's een in jou dorp ook. Maar ek het jou nou nie rede geval oor alles wat julle doen af, gaan gerus voort. Ja, is net die 6, dit is ons winkels, is die opleidingsinstituut, dan is dit ons projekte, ons nasionale projekte, ons takke en streekstrukture met ons maatskaplike werkers in, en dan is dit natuurlik ook die manier hoe ons funksioneer binne in ons streke, wat ons plekke en ons sentrums is, waar ons die terapie vir die kinders bied, en dan ook nasorgdiens. So dit is regtig vir ons 'n pakkie vol wat ons nodig het, en dan natuurlik ons studietras, as mense kyk na daai goue sirkel voltooi, of daai goue draad voltooi, en dit is daai 6 unieke waardeaanbiedings wat ons nodig het om daar buite te gaan sit. Ons het nodig om die 28ste vir die mense te sê, daar's definitief meer as net fisiese armoede en fisiese honger, mens smag soms na opleiding, jy het soms 'n honger vir opleiding, jy het soms 'n honger vir iemand om net jou te versorg, of jy het 'n honger vir 'n maatskaplike werker wat net in jou huis in kan stap en 'n bietjie struktuur kan skep, of net 'n bietjie kan help. En vir ons kykers wat dit kan bekostig en wat in 'n posisie is om te kan help, wat sal jy graag wil hê moet hulle
bydra, want kom ek vra so, waar gaan hulle bydraes heen? Jy het nou daai 6 punte genoem. Maar aan die ander wyse, hulle kan dit moontlik maak vir mense om uit te kan gaan in julle organisasie en julle helpende hand strukture, om dan nou te kan uitgaan en ander mense te kan gaan help in ons eie volksgeleedere. Ja, kyk, die maklikste manier wat ek altyd vir mense sê is, as jou hart roep om te help, dan dit hang af. Kyk, jy kan help met jou geld, jy kan help met jou tyd, nee, jy kan soms help regtig deur nie een van die twee te gee nie, net te bid ook. So ons het al 3 brood nodig. So wat ek altyd sê is, gaan kyk, word 'n lid van Helpenaand of 'n ondersteuner, of gaan sluit aan by jou naaste tak. Is altyd lekker om binne in jou gemeenskap betrokke te wees, binne in jou skool, binne in jou dorp. Gaan kyk waar is jou Helpenaand tak, sluit aan by daai struktuur, en dan ook as jy nie jou tyd kan gee nie, is jou finansies absoluut vir ons 'n wins. Verstaan, dit is vir ons help ons mense, ons gee vir ons mense verskeie opsies, soos ek nou genoem het, wat hulle kan van gaan hulp by put. So, jy kan 'n finansiële bydrae maak, of jy kan jou tyd gee, of jy kan bid. Wêreldhongerdag spesifiek het ons 'n reeks ander goed waar jy betrokke kan wees, en dit is om saam met ons te vas vir die dag, van 6 tot 6. Hoe werk dit? Blykbaar van 6 tot 6, wat jy dan nou nie eet nie, en dan versig vir argumente onthaalwe, ek vas nou die 28ste, en ek sou nou, kom ons sê, vir 'n slaai, 'n baie gesonde hoenderslaai geëet het, dan sal ek nou daai geld vat, en ek sal dit eerder in Helpenaand se bankrekening inbetaal, of by my naaste tak inbetaal, of hoe ek dan, of dalk eerder ietsie gaan skenk ter waarde van dit, en net nie daai hoenderslaai eet nie. Dit sal definitief 'n hoenderpastei wees, maar nietemin, daai hoenderslaai eet nie, en dit dan nou skenk, of ek het my eie besigheid, en ek wil graag 'n bydrae lewer, of ek en my personeel wil saam, amper sê ek staak, wil saam vas. So dit is 'n lekker proses om net so 'n bietjie interaktief deel te neem, jou mense deel te maak van hierdie Wêreldhongerdag, die lig daarop te skyn, en vir jou personeel ook te vertel van dit, en dan natuurlik kan ons mekaar uitdaag. Daar's besighede wat reeds besig is om mekaar uit te daag en te sê, ek maak 'n R10,000 skenking, maak jy ook 'n geldjie, of maak jy ook geld los vir hierdie inisiatief, As nou, ek daag ook besighede en mense hier op Boer Media uit, as jy lus is om deel te word, ons sal die kontakbesonderhede in die skakels op die video sit, en ook op die kommentaarafdeling, dan kan hulle uitdager, dan kan hulle julle kontak, en dan kan hulle uitdaging vir julle stel, of vir julle meld, en dan kan hulle die ander besighede vat vir 'n goeie ronde. Ja, nee, asseblief, doen dit gerus, en dan, terwyl jy hulle uitdaag, kan ek sommer seker maar vir jou ook uitdaag om te vas saam met my van 6 tot 6. Nee? Ek sal net die vorige dag moet genoeg eet dan, né? En lekker ons doen dit. Goed, ons gaan dit doen. Ons gaan nou die 28ste gaan ons vas. Ons sal sommer so 'n videoetjie voor die tyd maak voor 6:00. 10:45 sal ons eet, en dan sal ons seker weer na 6 eet. Maar dit is regtig waar 'n moeilike ding. Ek dink julle probeer daardeur iets tuis bring dat daar regtig mense is wat partykeer dan prof net 1 keer per dag eet. Julle skoleprojek wat julle doen, ek weet nie, jy het gepraat, die kosblikkie projek, het julle ook al agterkom en van die kinders is wat letterlik eintlik net 1 keer 'n dag daar eet, as ek dit reg is. So 'n bietjie net so agtergrond. Ja, wel die navorsing wat ons gedoen het getoon dat in die eerste plek die kinders verloor omtrent 8% van hulle liggaamsmassa oor 'n Desember vakansie, en dit is gewoonlik wanneer ons nie by hulle kan uitkom nie. En dan het ons ook ongelukkig tydens die navorsing uitgevind dat die enigste bordkos wat van daai kinders kry, is werklik binne in die skool waar hulle gelees wat Helpenaand dan help. So tans is daai projek is omtrent so 103 skole, die kosblikkie projek is omtrent so 103 skole landwyd met so 8500 kleuters, en ja, dit is nogal wild as 'n mens dink dat daai kindertjies eet net 1 keer 'n dag, en dit is wanneer Helpenaand en die gemeenskap dan nou binne in daai kleuterskool voed. En dit maak 'n mens hartseer. So sulke tipe goed, hoop ek kan ons op Wêreldhongerdag net 'n bietjie aanspreek, bietjie onder die lig bring dat mense hierdie tipe navorsing ook hoor. Ek wil ons kykers uitdaag om in die kommentare vir ons so 'n bietjie advies en raad te gee, en so 'n bietjie met ons te praat. As ek vir jou die stelling maak en sê, niemand in Suid-Afrika het eintlik nodig om honger te gaan slaap vanaand nie. Praat met my oor daai stelling, en dan net so vinnig as jy wil verder aanvoeg of byvoeg tot dit, ja of nee, of hoe moeilik of hoe maklik, Renée. Ja, ons sê altyd by ons helpjagprojek en ons stop hongerprojek en ons kosblikkie projek wat regtig fokus op die voedingsskema, sê ons dat ons kinders mag nie honger gaan slaap nie. Dit is nie vir ons kan of moet of wil of nie, dit is vir ons wat dit mag eenvoudig net nie gebeur nie. En daai hongermagies kan nie konsentreer nie. Hulle kan nie in die klas konsentreer nie. So nee, ek stem 100% saam. Ons kinders mag nie honger gaan slaap nie, en dit is ons verantwoordelikheid om hulle op te tel.
As hy nou volgende week donderdag hou gerus op sosiale media dop, gaan kyk op Solidariteit Helpende Hand se Facebook bladsye. Hulle sal ook daar 'n bietjie meer plasings maak. Ondersteun hierdie inisiatiewe, hierdie netwerke en dra op die manier by tot hierdie organisasies wat iets doen om die armoede in ons volk teen te staan.